AfriVet, like your vet in the veld. Die vestiging van skaapvoerkrale op plase stel opnuut uitdagings vir dieregesondheidsbestuur. Ons gesels met Dr. Johan van Rensburg, die uitvoerende hoof van ABE Biotech, oor belangrike dieregesondheidsbeginsels by skaapvoerkrale. Goeiemôre en hartlik welkom. Goeiemôre Elsa, lekker om hier by julle te wees, dankie. Is daar 'n groter markbehoefte aan skaapvleis in Suid-Afrika? Elsa, absoluut. As ons kyk na wat die geskiedenis ons wys op statistiek, is daar oor die afgelope tydperk is daar die hoeveelheid skaapvleis wat ingevoer word in Suid-Afrika is gelykstaande omtrent aan 1.1 miljoen lammers wat ons kon geproduseer het hier in Suid-Afrika, en dis vleis wat ingevoer is. So daar is 'n markbehoefte vir ons, al is die pariteitsverskil tussen invoer en plaaslike produksie nie baie groot nie. Sê dit vir ons, daar's 'n baie groot geleentheid vir ons om meer skaapvleis te produseer hier in Suid-Afrika. Goed, maar wat is die belangrikste faktore om na te kyk indien 'n boer skape wil afrond in 'n voerkraal? Dit is 'n tendens wat deesdae al hoe meer plaasvind. Ek dink die droogte het dit ook gedryf tot 'n mate waar die boer self die diere wil afrond in die kraal in. En van die groot kritiese faktore wat die boere na moet kyk, is natuurlik die tipe lam wat hulle voer, die ouderdom van die lam wat hy begin voer. Krities belangrik is die rantsoen wat hulle moet voer en die voedingstye wat hulle moet voer, die stelsel of die kampe waarin hulle die diere moet voer. En daar's basies 'n baie algemene beginsels wat net toegepas moet word uit 'n bestuursoogpunt om natuurlik die siektes te voorkom en natuurlik om produksie te verbeter. Terwyl jy na siektes verwys, is daar spesifieke siektes wat aandag geniet in 'n voerkraal situasie? Elsa, absoluut ja. Omdat die diere in 'n baie meer intensiewe situasie gevoer word en behuis word, is siektes natuurlik soos longontsteking raak vir ons 'n groot probleem. Baie keer as die voer te fyn is en die tipe van goeters lei dit ook tot longontsteking, darmkanaalontstekings en veral soos jou clostridiale infeksies wat ons kry, blaasstene as die rantsoene nie reg is nie. So daar is siektes wat baie meer algemeen voorkom in 'n voerkraal situasie as wat jy in oopweidingssisteme sou kry. Wat is die kritiese dinge waarna gekyk moet word om toe te sien dat die voerkraal winsgewend is? Daar's basies twee faktore wat winsgewendheid van 'n voerkraal dryf. Die een is die gemiddelde daaglikse toename. So dit is die hoeveelheid gram wat elke lam gaan aansit per dag. Dit is 'n belangrike faktor om na te kyk, maar die belangrikste faktor eintlik is om te kyk na voeromset. Hoeveel kilogram voer gebruik ons om 1 kilogram vleis aan te sit, want dit is eintlik maar waar die geldwaarde lê in 'n skaapvoerkraal in. En hoe meer effektief jy kos kan omskep in vleis in, goeie kwaliteit vleis, natuurlik hoe meer winsgewend gaan dit wees op die einde van die dag. Is daar nuwe innoverende maniere om skape te voer? Absoluut is daar, ja. Waar ons byvoorbeeld gebruik gemaak het in die verlede van 5 rantsoene of selfs 6 rantsoene, 2 aanpassings of 'n aanpassingsrantsoen en dan 'n groeirantsoen en dan 'n afrondingsrantsoen, kan ons deur die gebruik van sekere middels, sekere bestuursaspekte, kan ons hierdie hele periode baie vergemaklik vir die boer, waar ons 1 of 2 rantsoene gaan gebruik in die kraal in. Wat natuurlik vir die kommersiële kraal, maar ook vir die boer op die plaas wat sy eie lammers wil afrond, dit baie meer eenvoudig maak. Hy sit nie met 5 rantsoene waarmee hy moet werk nie. Nou gaan hy met 1 of 2 rantsoene werk. Dit maak dit vir sy werkers baie makliker, dit maak die bestuur baie makliker, dit maak die aankope baie makliker. So daar's nuwe innoverende maniere hoe ons hierdie skaapvoerkraalstelsel op sy kop kan gaan draai daar buite en meer effektief voer en natuurlik probeer om maar 1.1 miljoen lammers tekort op te maak op die einde van die dag. Dit was Dr. Johan van Rensburg van ABE Biotech.